dink ek het omtrent al seker 10 keer gepreek oor die wapenrusting van God en nooit verstaan wat die woord van die Here daar is. Ek wil vir 'n halfuur vra, net vir 'n halfuur, dat jy jou volle aandag sal gee. As jy maar nie baie lastig is met die nie kan staan, dan wil ek die mense regtig konsentreer wat ek vanmôre vir julle sê. Daarom neem die volle wapenrusting van God aan. Ons persepsie oor die wapenrusting is baie verkeerd gewees. Ons het gedink, dit is goed wat ek kan aantrek en uittrek. Omdat Paulus 'n synoniem gebruik, 'n metafoor gebruik, terwyl hy aan 'n wag vasgesluit gewees het, 'n Romeinse soldaat, en hy het hierdie ou bekyk en het al hierdie goed gesien, het hy 'n metafoor gebruik. Dit is 'n metafoor gebruik om iets vir een by huis te bring. Neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy staande kan bied in die dag van onheil. En nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene, met die waarheid om God, met die borswapen van geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Dit alles neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitrus. En neem die helm van verlossing, die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Alles gaan oor die woord van God, die volle waarheid van Jesus Christus. En ek weer vir julle lees, maar nou wil ek hê met jou pen vat en merkies maak. Hy sê, daarom neem, neem in die Grieks, die oorspronklike taal is endure. Dit beteken to invest in quality and to invest in ability. Neem, invest in quality of in ability. Neem die volle wapenrusting, invest in die wapenrusting van God, sodat jy weerstand kan bied. Ek wil die ability van God hê, want hy ons daaroor gepraat. Eintlik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Ek moet geëkoop word met die krag van die Heilige Gees, sodat ek die ability van God uitgeef, net. Sodat nadat jy alles volbring het, nadat jy die wapenrusting van Paulus bemagtig het, dat jy alles kan volbring. Staan dan vas, beteken, staan vas, wees, jy die investment van die wapenrusting van God. Staan dan vas met jou investment, jou lendene, met die waarheid. Nou gaan al hierdie lendene en bereidheid en skuld, al hy gaan ek uitlos, ek gaan vir julle die kern gee van hierdie goed. Staan vas in die waarheid. Alright, sit vir ons die volgende ene op, Billy. Daar is die wapenrusting. Daar is ons moet nou deur vas en gebed die ability kry, sodat ek die krag van God het, sodat ek die duiwel kan weerstaan, sodat ek die ability van God het. So dis hoe ek lyk, en vir daai oukie is die lewe baie kwesbaar. Daar's niks wat hom keer nie. Daar het geen kennis nie, hy het geen geloof nie, hy het niks, hy's net 'n mens, hy's 'n sondaar. Geef vir hom waarheid asseblief. Dis snaaks. En ek wil vir jou sê dat ons moet wegkom van die ding is, dat ons dink dat as ek nie die lendene omgord het nie, ek kan nie vanmôre, omdat ek bang is, gou lende omgord nie. Daar bestaan nie so 'n ding nie. Daar's 'n betekenis vir jou lendene met die waarheid omgord. Nou het hy die lende is met waarheid omgord, maar hy weet nog nie waaroor alles gaan nie. Staan dan vas in die waarheid, in geregtigheid. Sit die volgende een vir ons op. Ok, ons weet is die borswapen van geregtigheid, maar ek wil vir jou iets thuisbring vanmôre. Waarheid, geregtigheid. Wat is geregtigheid? It's right standing with God. Righteousness. Skoene
vir die bereidheid van die evangelie. Ek moet bereid wees om die evangelie te gaan verkondig, want Mattheus 28 vers 19 sê, gaan daarmee, maak disippels van alle nasies, dan ken ons daai. So ek moet waarheid hê, ek moet geregtigheid hê, ek moet spoedig vir die bereidheid van die evangelie hê. Dan moet ek ook geloof hê. Ek kan nie geestelik elke keer kamer toe hard of goue skuldgoed aantrek nie. Of my borswapen, want my vraag bly, wat het dit afgehaal? Ja. En die gisterand toe gaan slaap, dit uitgetrek, dan was ek kwesbaar in die nacht, vir Satans besoek. En dan het ek verlossing hê. Ons gaan nou mooi later praat. Wat moet ek na verlossing hê? Die woord van God, die swaard van die Gees. As ek praat vanmorgen met jou oor die wapenrusting van God. Eindelijk is die wapenrusting van God die ability van God. Moet ek nou weer ability gekry? Ek het gevas en gebid en afgesonder. Toe ontvang ek die Heilige Gees, toe julle in die boekkamer, Jesus sê vir hulle, julle moet nie weggaan van Jerusalem af nie, maar julle moet gewag in die boventrek, totdat. So ons moet op die ability, die wapenrusting van God hê, wat daarmee weerstaan in die Satan. Om die ability van God te hê, moet ek gaan afsonder en vas en bid. Kom ons kyk mekaar vanmorgen in die boek van Here. Wie van julle het tyd om af te sonder en te bid? Niemand opsteek. Wat ons het nie. Ons kom spyt vanmorgen. Ek weet nie hoeveel mense sonder weer af. Ek praat van afsondering en vas en gebed. Want dit gee vir my dat ek vervul word met die Heilige Gees, die force van sy power, om met krag versterk te word. Met ander woorde, ek sonder af, ek ontvang die Heilige Gees, die force van die Heilige Gees, en nou gee God vir my die ability wat hy het, om te sê, wyk. Die ability om te sê, be healed. Right. Eindelijk my broeders, word enable in die Here, en in die krag, die force van die Heilige Gees, van sy sterkte, die ability wat God het. Die wagwoord vir ons konflik is, staan dan vast. Die vraag is, hoe moet ek staan en hoekom? Staan in jou investment. As jy baie geld het en jy het 'n investment, het jy security vir finansiële voorspoed. God vanmorgen sê, jy moet invest in my wapenrusting, jy moet invest in my ability. Hoekom wil ek invest in ability? Hoekom wil ek ability van God hê? Sodat ek vir die siekes kan sê, word gesond. Ek moet die ability van God hê. Nou sê jy, Boet, maar jy kan nie die ability van God hê nie. Jesus sê, ek gee aan julle die mag, die ability. Om op slange en skorpioene te praat, ons het daaroor gepraat. En die mag oor al die werke van die bose. Met ander woorde, God wil hê, ek moet deur sy Gees invest in die ability wat God het. Ons moet voortdurend in hierdie investment werk. Ek moet gedurende geld in die rekening insit. Ons moet voortdurend staan teen die strategieë van die magte van die duisternis. Jy mag nie onverhoeds gevang word nie. Hy lê en loer in die skuilhoek soos 'n leeu in sy lêplek. 1 Petrus 5 vers 8 sê, die Satan loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek om te kyk wie kan hy verwoes. Nie nodig om vir jou te sê, dat Satan is elke dag op jou spoor, onthou jy die heel eerste preek, Satan is op jou keus. Hy kyk waar jy misstrap, hy kyk waar jy nie toegewy het nie, hy kyk waar jy nie gebid het nie, en hy soek 'n weak spot om jou te kry, sodat hy jou lewe kan verwoes. Hy vang die ellendige, sê Psalm 10 vers 10, hy verbrysel en verbryseld sink die te neer, dis hy wat hulle gevang het, en die ongelukkiges
val in sy mag. Ons moet unblameable en spotless wees, onberisplik en vlekkeloos, standvastig in die waarheid van God se woord, in geregtigheid, in geloof en in verlossing. Ons moet nie net staan nie, ons moet op ons plek staan in die werk van die Here. Skoene vir die bereidheid van die evangelie. Ons kan net staan in die wapenrusting wat ons aan het. Ek kan net staan, kind van die Here, hoor vir my, jy kan net staan in die ability wat God vir jou gegee het. Nothing more, nothing less. Ons vyand is superhuman spiritual forces, hy is bonatuurlik, ons kan hom nie uit die vlees teen hom staan nie. 2 Korintiërs 10 vers 4 sê, ons wapens is kragtig deur God, nie myne nie. As ek dink ek kan bietjie bid en gou die duiwel bestraf, uit my eie kan ek dit nie doen, hy gaan my uitlag. My ability is in God, staan dan vas. Ons wapenstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die magte. Ons wapens is kragtig deur God, nie deur myself nie, deur God. Om vestings, onthou julle waar is die vestings in my kop? Dis hier waar heel dag die gefight is en die oorlog is wat my probeer meesleer in hierdie wêreld in. Ons kan dus nie uit onsself uit vleeslik teen hulle staan nie, maar ons moet geestelik weerstand bied. Ek dink is baie keer 'n moeilike ding om te verstaan. Geestelik weerstand bied. Hoe doen ek dit, moeder? Geestelik weerstand bied. Satan, ek bestraf jou. Is nie geestelike weerstand bied nie. Julle sien ons vir die duiwel kwaad word, try ons lak. As jy nie geëquip is nie, you got no joy. Ons vyand is supernatural. Ons kan dit uit ons eie vlees doen nie, maar ons moet geestelik weerstand bied. Dit is 'n geestelike oorlog. God die Vader het ons nie defenseless gelos nie. Hy het vir ons wapens gegee om die vyand te oorwin, om vestings neer te werp. Hy het vir ons 'n wapenrusting gegee wat ons moet aantrek, moet neem, wat ons moet invest. Kom ons hou hom by die wapenrusting. God wil hê jy moet invest in geloof. God wil hê jy moet invest in waarheid. Hy wil hê jy moet invest vir jou verlossing. Hy wil hê jy moet invest in God se woord, want sonder dit, daai investment beteken ons niks. Hy het vir ons 'n wapenrusting gegee wat ons moet aantrek. Dit kom nie cheap nie. Hoekom sê ek so? Hierdie wapenrusting kom nie cheap nie. As ek 'n besige persoon is, baie werk het, of whatever die case is, kinders in skool en al die goeders, as ek besig is dit nie cheap om te gaan afsonder nie. Want jy het nie tyd nie. Maar as jy vir jouself sê, ek gaan afsonder, ek gaan die aangesig van God soek, come hello high water, ek gaan in my binnekamer in, en ek gaan na God soek, ek gaan vas en bid. Ons moet met Christus bekleë, Romeine 13:14, hierdie goeders is maklik gesê, maar swaar om te doen. Christus is my wapenrusting, die woord van God is die wapenrusting. Paulus gebruik die wapenrusting van die Romeinse soldaat as 'n metafoor of beeldspraak om ons te help verstaan hoe ons weerstand moet bied teen die vyand. Dit gaan oor die effek. Dit gaan oor die effek van die wapenrusting. Die effek is nie in die skuld nie, die effek is nie aan die ding wat ook op my kop het nie, die effek is in waarheid. Die effek is in my geloof. As ek nou gaan my wapenrusting moet aantrek, beteken dit ek het somewhere my geloof verloor. Dan vra ek weer, wanneer het ek het afgehaal, wanneer het ek het uitgetrek, wanneer het ek my swaard neergelê, as ek gou my swaard moet vat. Hierdie dinge, kind van God, is 'n leefwyse. Jy kan nie bekostig om nie vir 'n oomblik nie geloof te hê nie. Jy kan nie bekostig om vir 'n oomblik nie die waarheid te ken nie, want dan kom die duiwel en slaan jou met 'n leuen.
En weet jy hoe maklik is dit Renier? Al wat hy kom, hy sê vir jou, weet jy wat, het jy gesien, jy is nie worthy nie. Net so. Ek moet voortdurend bekleed wees met die ability van God. So wanneer hy na my toe kom en hy sê vir my, jy is nie worthy nie, sê ek van voetsek. Ons moet verstaan en begryp wat die wapenrusting is. Dit is nie goed wat ek aantrek of uittrek nie, dis 'n leefwyse. Ons moet streef om na die beeld en die gelykenis van Christus te lewe. Romeine 8:29, want die wat hy van tevore geken het, dit hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Kind van die Here, ons kan nie gelykvormig wees aan die beeld van sy seun as ek nie die ability van God het nie. Ek kan nie. Staan vas julle lendene. Om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun beteken ek met die quality, daai neem die volle wapenrusting, 2 woorde, invest en quality. Om na die beeld en die gelykenis van Christus te lewe, beteken ek met die quality hê van waarheid en van geloof en van geregtigheid en van die woord en van die bereidheid vir die evangelie en van verlossing om soos Christus te lyk. Staan vas julle lendene met die waarheid om God. Wat sê die Here vanmôre vir u en vir my? Invest, sit jou tyd in, sit jou wese in waarheid. Dis een van die redes dat ek waarheid sal preek tot die dag wat my hoof leer lê. Ek het nog nooit in hierdie kerk, in die 22 jaar, nog nooit gecompromise met die woord van God nie, ek sal nie. As jy vir my kwaad word terwyl ek preek, moet jy my volgende week weer lief hê, want jy moet terugkom. Staan vas jou lendene met die waarheid om God. Invest in die waarheid. Dis core quality. Wat is die waarheid? Jesus antwoord en sê, daar staan die skrif, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Met ander woorde, kind van die Here, wat is die waarheid? Jesus is die waarheid. Nou vra ek myself 'n vraag af, daar is soveel gelowe, daar is soveel dogmas, en almal sê, hulle is die waarheid. Wat is dan die waarheid? Iemand het eendag hier gepreek en gesê, ons moet ophou met hierdie Paulus teologie. Kom ek jou een ding sê, Paulus het die enigste teologie gehad. Paulus se teologie is die waarheid vir die sondaar, vir die heiden. Ek het ander dag vir u gesê, die teologie van die disciples, die 12 disciples is nie dieselfde as die teologie van Paulus nie. Die disciples se teologie was vir die Jode gewees. Wanneer hulle Christus aangeneem het, is hulle gedoop, hulle het die Heilige Gees ontvang, maar as hy nie 'n Jood was nie, moes hy hom besny en die wet onderhou. Dis wat kerke vandag nog doen. Paulus sê, ek verwonder my dat julle so gou afvallig geword het van hom wat deur die genade van Jesus geroep het na 'n ander evangelie toe. Die evangelie van die disciples. Want terwyl Paulus in Galasiërs gepreek het, kom hy agter, hy was by Damaskus hulle om en ander kerke geplant, toe kom die Judaïsers, die manne van die disciples van hoofkantoor van Jerusalem af, toe sê hulle vir Paulus se gemeente, julle evangelie is cheap. Jy kan nie net uit genade sonder enige iets gered word nie. Jy moet gered word uit genade, maar julle moet die besnydenis aanneem en julle moet die wet onderhou. Toe kom Paulus het agter en hy vlieg daar van Macedonië af en hy kom terug en hy sê, as enige iemand anders iets verkondig wat ek julle verkondig het, laat hy 'n vervloeking wees. Nou om dit te sê, moet jy weet waarvan jy praat. Jy moes ergens by God gehoor het wat die ware evangelie is. Paulus verdedig die kwaliteit van die waarheid, van die evangelie van Jesus Christus.
Maar al sou 'n engel of ons of 'n engel uit die hemel het julle 'n ander evangelie verkondig wat in stryd is met wat ons julle verkondig het, laat hy 'n vervloeking wees. Hierdie is baie gevaarlike woorde, kind van God. Jy het nodig om die waarheid van God, van die evangelie van Jesus Christus te ken. Ek praat met baie ouens, en sê my dominee het gesê. Plek sê vir my sê die woord sê, want dan kan ek om met die woord weerstaan. Die gordel het gedien om loshangende klere op te bind, sodat nie in die pad is as die persoon in combat is nie. As jy nie in die waarheid is nie, laat dit jou pootjie of struikel wanneer jy weerstand bied. Die vyand is die vader van leuns. As jy hom teestaan met 'n halwe waarheid, gaan jy die geveg verloor. Satan kan die waarheid nie weerstaan nie. Sy metodiek is leuns. Die waarheid hou ons bestendig en ferm en beskerm ons morele waardes en ons godsdienst. Ek lees dit vinnig, wil ek by die punt kom. Ons eerste lyn van verdediging is teen die vyand is waarheid. Ons staan die vyand teen met die waarheid. Jesus leer ons hoe. Jesus antwoord en sê vir hom, vir Satan, gaan weg agter my Satan, want daar staan geskrywe. Johannes 17:1, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Die woord in 2 Korintiërs 10:3, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans, elke leuen wat opgewerp word in die kennis van God en elke gedagte gevangene neem tot die gehoorsaamheid aan Christus, is die waarheid. 'n Sterk kor help ons met ons balans. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik na jou eie liggaam kyk. Die ouens wat gym glo in 'n sterk kor. Pastoor Mike, jy onthou toe jy in die gym was, het jy sterk kor gehad. Groot arms, groot bene, maar die kor was sterk. Dit help nie, ek vat 'n bodybuilder en hy het groot arms en skouers en bors en bene, maar hy het 'n swak kor nie. Dis hoekom ons kor oefen. Is 'n skottel, is 'n spier wat so dik is wat hier agter in jou rugstring is. As ons jonk is daai kor sterk. En hoe ouer ek word en hoe leier ek word en nie wil oefen nie, ek kermis nie vir die gym nie, begin my kor swakker word. Hoe weet ek dit? Die maag kom, die kor word swak en hy hou nie meer my ingewande in hulle plek nie. En nou wanneer my kor swak is en my maag word groot, begin ek vooroorloop en my skouers hang en nou is die rug seer want die kor is swak en die een support nie die ander nie en nou word ek swak. Ek kom agter en is nie omdat ek ouer word nie, is omdat ek lui is, ek is besig om siekerig te word. Ou ruggie is seer. Die maag word groter en ek dink elke dag gaan ek begin oefen en ek gaan hierdie kor reg kry, maar ek doen dit nie. En dis presies hoe ons is in die werk van die Here. Ek weet wat's fout my, maar ek wil dit nie doen nie. Dis net so wat my elke dag om in die gym te kom. Ek wil nie in die gym kom nie. My kantoor is binne in die gym, maar ek wil nie oefen nie, maar nou kla ek elke dag oor my kor. En dis net nie maar typies mens nie. En weet wat doen die vyand, kind van die Here? Hy kyk waar is jou swak plek. En waar is die swak plek? By die waarheid. En nou kom hy en vertel jy en sê, ag Boeta, jy vat ou doppietjie, is nie so bad nie, God verstaan. Ek jou enig sê, God verstaan niks van die goed nie. Ek moet my kor reg kry. Ek moet begin dieet dalk. En ek moet dalk begin oefen en my kor reg kry, sodat my rug weer kan sterk word, sodat my maag kan verdwyn en ek weer vir 'n slag en proporsie kan wees. Ons moet ons kor reg kry. Die kor is die belangrikste deel in my liggaam, support alles. Die waarheid in ons gees is die belangrikste van alles. Waarheid support alles. Maar dan lyk ek soos daai oukie, ek het alles van die beste aan en ek het nie my wending met waarheid om God nie beteken. Ek kom met jy sê daar van 2 ouens fight en dan lê op die grond. Al het ook nie gewond, hy het geen asem hê nie, hy het geen krag oor hê nie. En jy probeer fight die manne as jy baie moeg word. Ek het eendag saam met Manny
Annie se seun, die Corrie Barnard, het gespaar daarvoor, by die boks, die UFC boks gaan doen. En die wil harder slaan as die ander. En ek slaan die slaapsak en toe ek eventually by my sin kom, toe kom ek agter, ek gaan doodgaan. Dus so moeg, ek kan my hande optel nie. En ek het daai dag besef, as ek ooit in 'n fight moet kom, moet ek sorg dat ek fit is. Weet jy wat, is ek fit genoeg om die vyand te oorwin? Ek gaan 'n ronde staan, dan gaan ek val. Want my kor is swak. Ek gaan nou vir u wys hoekom. Kom ons kyk na 14b. Die eerste een was waarheid. Met die borswapen van geregtigheid, omdat ons dan uit die geloof regverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Ons is in Christus bekleed met geregtigheid. Geregtigheid, dis ons integriteit, heiligheid, reinheid, right standing with God, om ons staande te hou teen die aanvalle van die Satan. Ons rein harte van geregtigheid word ons borswapen teen die aanvalle van die vyand. Die derde ene, en as skoene vir die bereidheid vir die evangelie van vrede. Kolossense 1 vers 5, vanweë die hoop wat vir julle weggelê is in die hemel, waarvan julle vroeër al gehoor het deur die woord van die waarheid van die evangelie. Die nommer 4de punt, behalwe dit alles neem die skuld van die geloof op, waarmee julle die vuurige pyle van die bose kan uitblus. Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Die 5de ene, en neem dan die helm van verlossing, die swaard van die gees, dit is die woord van God. Johannes 8:32, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. Efesiërs 1:7, en hom het ons verlossing deur sy bloed. Laat my toe. En dis wat die Gees van die Here woensdagmôre aan my geopenbaar het. Ek het 3 dinge nie geweet nie, ek het dit nie in boeke gelees nie, ek het dit nog nooit by niemand gehoor nie. Die Gees van die Here sê vir my, as jy, en ek wil nou hê dat jy sal bepeins wat ek vir jou sê, as ek waarheid het, mooi hoor wat ek vir jou sê, as jy die waarheid het ek geloof. Dan hoef ek dit nie aan te trek nie. Dit mooi wat ek vir jou sê. As ek die waarheid van die woord ken, as ek die waarheid van die woord van God ken, dan het ek geloof. As dit Romeine 10:11 sê, die geloof is uit die gehoor, die gehoor is uit die woord van God. As ek die waarheid van die boek ken, as ek waarheid het ek geloof. Breng mooi daarin. As ek die waarheid van die woord van God het ek regverdigmaking, want ek word geregverdig deur Christus. Ek staan regverdig voor God deur Christus. Christus is die waarheid. As ek die waarheid het van die woord van God, het ek verlossing. Hoor jy wat ek vir jou sê? Ek kan nie die volle waarheid hê en die verlossing nie. Want ek nie waarheid nie. Ek kan nie geloof hê as ek nie die woord van God glo nie. Ek kan nie geregverdig wees deur die bloed van die lam as ek nie die waarheid van God se woord ken nie. Ek kan nie vir die Here werk Die waarheid ken nie, want dan gaan ek klomp nonsens aan mense verkoop. Met ander woorde, wanneer ek die waarheid het ek geloof, het ek verlossing, het ek die borswapen van geregtigheid, het ek die swaard van die gees en is ek bereid om vir God te werk. Finish en klaar. Wat sê ek vir jou? Jou kor moet sterk wees. Jy met die waarheid van God se woord in jou lewe hê, jou geestelike lewe, want wanneer jy die waarheid leef, sal jy geloof lewe. Wanneer jy die waarheid leef, sal jy die skild van verlossing hê. Jy sal die helm van verlossing hê. Jy sal verlos wees as jy die waarheid van die woord van God ken. As jy die waarheid van die woord het, sal jy vir Jesus werk.
die vorige week mense gewees wat die gesit het, wat die vanmorgen hier is, die weet nie hoekom, ek ken nie die waarheid nie. Want die waarheid maak jou getrou aan die woord. Die waarheid maak dat jy doen wat die woord van God sê. En as ek nie vir jou sê, of God vir my moet sê, maar jy dit nagelaat, of jy dit nagelaat, of jy nie dit gedoen, of jy nie dit gedoen nie. Die waarheid van die woord van God maak dat ek 'n dader word van die woord van God. Hoekom moet ek geloof aantrek as ek nie die waarheid ken? Ek hoop myself. Hoekom moet ek nou skielik die helm van verlossing aan hê, maar ek glo nie God se woord nie? Die oomblik as jy vir God werk, gaan dan jy maak disippels vir alle nasies, en jy ken nie die woord nie, kind van die Here van jy mense mislei. Ek wil hê, weet jy wat, miskien is dit half, want ek oordink nie goed in die nacht, ek oordink dit wat God vir my sê. Waarheid, waarheid, waarheid. Ons ken ons nie waarheid, sê ons. Maar toe die Here die goed vir my openbaar, want ek wil myself regverdig probeer maak voor die Here, dan vra die Here vir my, hoe lyk jou geloof, as jy sê, jy waarheid. En dan moet ek herken, ek glo nie altyd nie. En nou wil ek die voorbeeld doen. As ek sukkel om na die beeld en die gelykenis van Christus te lewe, die Bybel sê ek moet soos Jesus lyk. En terwyl ek sukkel om na die beeld en die gelykenis van Christus te lewe, vra die Gees van God vir my, hoe lyk jou waarheid? Want as jy die waarheid ken, sal jy doen wat die waarheid sê, jy sal 'n dader van God se woord word. Hoeveel van ons sukkel nie met verlossing nie? Hoeveel van ons is vasgevang deur gewoontes? As jy die tyd spandeer wat jy op jou selfoon werk, in die woord van God, sal jy die waarheid ken. Hulle lyk nie hierdie in die nee. Ek lyk. Kan ons terugkom, kind van God, na die waarheid, want as jy die waarheid het, sal jy alles hê. Dis wat my sê, die woord sê, dat die Satan is die vader van leuns. Hy wil nie hê jy moet die waarheid ken nie, want jy weet nie omdat as jy die waarheid ken, gaan jy die ability van God hê. Karel speel ons. Ek gaan nie vra dat ek opstaan. Ek wil vir die Heilige Gees vra dat dit in die lewe en die hart van werk in die lewe. En my herinner, ek wil hê met daai gedeelte van studeer, ek wil hê met daai woord as jy vat om van studeer. En ek wil hê met die preek onthou van, as ek die waarheid het, moet ek niks anders doen, maar as ek die waarheid het, het ek alles. Mag die goeie Here julle seën volgende week, wat ons staan met die wapenrusting reeds, dan praat ek met julle oor nasorg, vers 18 skryf. Ons laat 'n ander pastoor preek dat hy iets niets beter bring, want ek dink hierdie tyd is julle so mooi gepreek kry. Weet jy wat kind van die Here? Ek laat jou liewer kwaad word vir my, en ek staan jy dan voor God, en sê wat jy sê. Ek is nie hier om populair te wees, ek is nie hier so dat jy dit laat, ek is hier om te sê wat jy ons doen. Net daar waar jy sit, Karel speel vir ons iets baie sakies. Net daar waar jy sit, wil ek hê moet jy jouself vra, Boet Snyman, ken jy die waarheid? En voor jy jouself gaan antwoord en self regverdig,
vra vir jouself, hoe lyk jou geloof? Hoe lyk jou right standing with God? Werk jy vir die Here? Staan jy op jou plek waar God jou wil hê? Het ek geloof? Wat sê hy? Het ek swaar van die Gees gesproken? Kom ek vra myself, weet jy wat ek van die Here? Kom ons word daders van die woord. Het is makkelijk om nou weer uit te loop, sê ja, ek preek gehoor, maar het verander nie. Het is omdat ons nie sê dat ons hier in slaap krijg, want God wil hê, ons wil die ability van God hê, dat ons die ding kan verstaan. Nou weet jy wat, het gaan nie net oor die Bybel weer staan nie. Ons wil bid vir die siekes dat hulle gesond word. Ons wil bid vir mense met probleme. Ons is nie allemaal even sterk.